Goeiemôre. Dit is maandagoggend, die 17de November 2025 en oude gewoonte groet ek julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Gedurende een van my uitsendings verlede week het ek gepraat rondom die internasionale aanslag teen alles wat wit is, teen blank is. Dis amper asof wêreldwyd die blanke ras vervang moet word met 'n mengelmoes van ander. Dis asof hierdie integrasie op almal afgedwing word en in Brittanje sien ons hoe die regering inderdaad streng optree teen enige iemand wat patriotiese geluide maak. Nou ons sien dit eintlik wêreldwyd aan die gebeur. Maar daar is ook 'n ander ding wat aan die gang is. En dit is om Christendom te vervang met die Islam geloof. Dis ook 'n wêreldwye verskynsel en dit loop hand aan hand met dit wat ons in die wêreld sien gebeur. En in Suid-Afrika is dit geen uitsondering nie. Ons sien stelselmatig hoe die blanke minderheid wat oorwegend die Christelike geloof aanhang, eenkant toe geskuif word, uitgedryf word en daar word baie seldom of baie min kere gepraat rondom die Islam geloof. Julle sal onthou dat daar 'n paar weke terug was daar 'n groot saamtrek in die Grote Kerk in Kaapstad, wat tradisioneel amper die hoofkerk van die NG denominasie is. En daardie saamtrek was bygewoon deur onder andere Islam, ander gelowe en het 'n Islam ook op die preekstoel gestaan en gepraat met die kerkbewoners. Ergens langs die pad van bevrydingsteologie, wat hier in die 70 jare begin 'n kop uitsteek het, hierdie hele beweging wat daarop gemik was om die Christen se aan te tas, om die Christen se geloof te ondermyn, deur sy gewete te beïnvloed, soos 'n Christen behoort nie oorlog te maak nie. 'n Christen moet die ander wang draai. Christene behoort nie in 'n weermag te dien nie. Christene behoort nie wapens te dra nie, want Christene is veronderstel om net in liefde en harmonie saam te leef. Destyds was daar baie gesprekke gewees wat gevoer was, baie kere mense by mekaar gekom en gesê, maar jy moet 'n kampioen wees vir Christus. Maar my definisie van 'n kampioen wees vir Christus of vir my Christelike geloof dan beteken ek moet bereid wees om die wapen op te neem om my geloof te verdedig. In die tyd van bevrydingsteologie was die embleme wat versprei was 'n kruis in 'n boot met die maan van die Islam daarop, alles so geïnkorporeerde beeld. En dit was versprei deur die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Hulle het so 'n boekie gehad. Ongelukkig het ek dit nie meer nie. Maar dit wys hoe daar reeds vir jare 'n aanslag is op ons geloof en hoe ons dink. En natuurlik het die sogenaamde susterskerke die swaarste onder hierdie aanslag deurgeloop. En het ons gesien hoe die kerk se sieninge, opinies radikaal verander het
wegbeweeg het van die tradisionele Christelike geloof en waar die kerke goed verkondig, wat kontrasterend is met hoe ek en jy opgevoed was. Nou, ons is almal bewus dat daar hier oor die naweek, Vrydag, Donderdag, Vrydag se koers, hoe daar 'n vliegtuig op Oliver Tambo lughawe geland het met 153 Gazas, Palestynë van Gaza aan boord van hierdie vlug. En ons weet dat hierdie aankoms het eintlik almal onkant gevang. Want hulle kon nie sê waarheen hulle gaan in Suid-Afrika nie, hulle kon nie 'n vaste adres voorsien nie en hulle is aanvanklik op die vliegtuig gehou. Maar nadat daar 'n brief van Suleiman, die leier van Gift of the Givers, opgedaag het by die regering, waarskynlik binnelandse sake, is daar toegesê maar die Gift of the Givers gaan na hulle omsien en aanvaar verantwoordelikheid vir hierdie groep Palestynese mense wat op 'n huurvlug vanaf Kenia op Oliver Tambo geland het in Johannesburg. Hulle gaan verantwoordelikheid aanvat en hulle verskaf dan die adres waarin hierdie 153 gaan. Maar dis nie 'n eenmalige aksie nie. Ek dink dis net die oortjies van die seekoei wat ons sien. Daar is baie spekulasie dat daar nog baie Palestynse vlugtelinge na Suid-Afrika gaan kom oor die volgende weke. En dit gaan stil gebeur sonder om aan die groot klok gehang te word en so word die moslem, die islam geloof in Suid-Afrika al hoe sterker. Ons het al gesien hoe groei dit is, maar omdat daar in die regering ook islamlede dien, is daar 'n onwilligheid om enige aksie of optrede dan te neem. Dit is 'n feit dat daar opgeleide ISIS-vegters in Natal is, Standerton, Laudium, en hulle vorm so 'n lyn in die rigting van Durban, daaroor Newcastle, daar's die grootste groepering van hulle opgeleides. Ons weet dat in Cabo Delgado het 'n klomp van hierdie ISIS-vegters het Suid-Afrikaanse paspoorte gehad. En dan het hulle daar gaan oorlog maak, die Christene uitgedryf, vermoor, in kerke toegemaak, afgebrand, geskiet. Die wreedste dade is daar in die noorde van Mosambiek gepleeg. En dan wanneer hulle wil kom rus, het hulle bloot eenvoudig met hulle paspoorte oor die grens gekom en kom rus in Suid-Afrika, waar hulle nie onwelkom verklaar was nie. So daar is inderdaad 'n groeiende bedreiging binne in Suid-Afrika wat handel en hand aan hand loop met hierdie vervanging van Christendom in die wêreld met Islam en waarskynlik radikale Islam. En hierdie onverwagse mense wat in Suid-Afrika aangekom het daar uit Gaza uit via Kenia, is nou deur die Gift of the Givers ingebring sonder dat daar behoorlik gevra was daarvoor, toestemming verkry was. Maar dan Suleiman, die leier van Gift of the Givers, hy sê, I don't need any permission from anybody in the world to tell me what to do. I break the laws all the time. I follow Islamic law, and Islamic law overrides any other law. En dis Suleiman, die leier van Gift of the Givers. En ek weet nie of mense het besef nie, maar hierdie halal produkte wat ons in die winkels koop, elke item wat gekoop word, waarop die halal kentekentjie verskyn, om dan
aan te dui dat hierdie produk is voorberei volgens die Islam tradisie of moslems, kry hulle 'n persentasie wins. Hulle maak geld uit elke produk uit en so finansier hulle onder andere Gift of the Givers. So kry hulle ook geld van USAID, die George Soros Foundation. Dis almal wat hulle finansier. Maar wat sleg is dat ons hulle eintlik finansier deur halal produkte te koop. En in die proses word hulle deur ons gefinansier, deurdat ons daardie produkte koop, want ons kyk nie eens wat staan op daai produk nie. Suid-Afrika gaan inderdaad 'n baie moeilike tyd binne. Daar's nou soveel fronte van potensiële bedreigings. Bedreigings teen ons as minderheid, ons eiendomsreg word bedryf. Daar's weer pogings om op vuurwapens 'n aanslag te loods sodat hulle dit onwettig kan verklaar en almal moet hulle wapens inhandig en dan sit nag, dan sit verby. Maar so hoop om die Christelike geloof in Suid-Afrika te vervang met Islam. En die ergste van alles is dat die grootste gedeelte van ons tradisionele kerke saamwerk en hand in hand met dit beweeg. So hartseer as wat dit is. So werklikheid is dit. So ons moet aanvaar dat daar 'n aanslag is nou teen ons soos nog nooit in die verlede nie. Op ons reg tot voortbestaan. Op ons reg tot 'n vrye keuse van geloof. Dit alles het al in die 80er jare begin en ons is blindelings in hierdie situasie beland waar ons vandag verkeer. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend weer terug by julle. Mooi loop, lekker dag.